Voor ons begin, kom ek besaam. Ondienbaar Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou in die midde van die week kan stil staan en weet dat ons nou stop en weer met die boodskap kan luister. En ons vra dat U saam ons sal wees. En mag U ons help om ons harte en ons oë en ons verstand oop te maak, sodat ons U boodskap kan luister. En ons bid in Jesus naam alleen. Amen. As julle kan onthou wat tot ons laat preek is, so ons die 7 woorde van Jesus deel 1, né? Nou, die eerste woord is wat? Ja, my God vergewe hulle. Ja. So, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Uit watter Bybel kry ons dit? Lukas 23 vers 34, wat dit sê. So, dit was die eerste, maar nou onthou, Jesus is aan die kruis, wat hy die woorde, 7 woorde voor hy sterf, so die eerste woord wat Jesus gepraat het. Dan, tweede. Wat was die tweede woord? Wat was die tweede woord? Opdrag, belofte. Okay, wie gaan probeer? Wilma? Niks. Okay, kom ons kyk. Ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. So dit is die tweede woord aan wie? Aan die kruis. Aan die persoon wat kruis, hulle, die rowe, maar een het gevra, dink aan my. En Jesus het gesê, ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. En dit kry ons Lukas 23 vers 43. Okay? Goed, nou die derde. Die derde wat? Wat die derde? Wat? Kom maar kyk. Vrou, daar is u seun. En dan sê vir die Johannes, daar is jou moeder. Ja? So, dit wat Jesus die derde woord gewees. Okay. En dit kry ons in Johannes 19 vers 26 tot 27. Dit waar die storie staan. Goed. Nou, ons gaan aan, soos ek laat gesê, nou die vierde woord. Nou kom ons kyk na die vierde woorddeling van Christus aan die kruis. Die hartseer en die heiligste oomblik van al die 7. Nou die vierde woord sê, my God, waarom het u my verlaat? En dit kry ons in Matteus 27 vers 46 en Markus 15 vers 34. Okay. Die agtergrond van die storie. Teen hierdie
middel van die kruising, toe die duisende die land bedek het, roep Jesus daardie woord uit met die harde stem. En dit is aangehaal uit Psalm 22 vers 1, 'n profesie van Dawid oor die lyding van Messias. Nou beteken nommer 1, Jesus dra ons sonde. Op hierdie oomblik neem Jesus die volle las van menslike sonde op hom. Omdat God heilig is, kon hy Jesus nie met sonde gemeenskap hê nie. Dit beteken God kan nie saam met Jesus gemeenskap hê nie. Daarom ervaar Jesus so skeiding van sy Vader. Tweede, die gevoeling van verlaatheid. Hierdie roep is nie ongeloof nie, nee, maar 'n uitdrukking van diep lyding. Jesus voel van die afstand tussen hom en die Vader. Iets wat hy Jesus nog nooit ervaar het nie. Voel nooit los, saam, nou skielik los. Nommer 3, vervulling van profesie. Psalm 22 beskryf presies wat by die kruis gebeur het. Jesus se woorde wys dat hy die belofte Messias is wat die skrif vervul. Nommer 4, hy was verlaat sodat ons aanvaar kan word. Sê weer, Jesus was verlaat sodat ons aanvaar kan word. Nou Jesus ervaar God se stilte sodat jy en ek nooit sonder God hoef te wees nie. Hebreë 13 vers 5. Nou opsomming boodskap. Jesus is verlaat sodat jy nooit verlaat hoef te wees nie. Sy pyn bring ons vrede. Sy stilte bring ons verlossing. Nou ons by die 5de woord. Nie woord nie, woord. Verkeerd geskryf. Jammer. Kom ons kyk na die 5de woorddeling van Christus aan die kruis. Kort na diep vol beteken. Sê, ek het dors. Johannes 19 vers 28. Die agtergrondstorie. Teen hierdie punt is Jesus se liggaam uitgeput. Hy het ure pyn, bloed en dors verduur. Hierdie woorde kom net voor sy dood. En Johannes skryf dit dat dit gesê is sodat die skrif vervul kan word. Psalm 69 vers 22. Dit beteken
Nommer 1. Ware menslikheid van Jesus. Hierdie woorde herinner ons dat Jesus nie net God nie, maar ook volkomme mens was. Hy het gevoel wat ons voel. Pyn, dood, uitputting. Jesus self te ons gevoel. Nommer 2. Hy vervul die skrifte. Psalm 69 vers 21 sê: Hulle het my gaal gegee om te eet, en toe ek dors was, het hulle my asyn laat drink. Self in sy laaste asemtoon Jesus die gehoorsaamheid aan die woord. So Jesus ken die Bybel en daarom het hy geweet wat hy moet sê, sodat die vervulling van profesie kan vervul word. Nou nommer 3. Geestelike simboliek. Sy dood gaan dieper as die liggaamspyn. Dit wys die geestelike dors wat hy gedra, namens die wêreld wat dors is na die geregtigheid en redding. Nommer 4. Hierdie bron van lewende water. Reden genoeg is dit hy wat sê, ek het dors. Nommer 5. Hoewel hy in Johannes 4 vers 14 beloof het, wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal nooit dors kry nie. Dit wat Jesus beloof. En dan sê, hy het dors gelei, sodat ons nooit weer geestelike dors hoef te wees nie. So Jesus het alles in ons plek gedoen. Die boodskap. Jesus is die bron van die lewende water en sê, ek het dors, sodat jy altyd verstadig kan word met sy genade. Die 7de woord sê, dit is volbring. Johannes 19 vers 30. Net voor Jesus sy laaste asem uitgeblaas, roep hy daardie woorde met die sterk stem. Nie sonder hoop nie, maar in oorwinning. In Grieks is die woord T-E-T-E-L-E-S-T-A-I, Telethetia, wat beteken dit is voltooi of volledig betaal. Dit beteken, nommer 1, die werk van die verlossing is klaar. Jesus het gekom om die mens te verlos van sonde. En nou sê hy, hierdie staat waarvoor ek gekom het, is afgehandel. Die prys vir sonde is volledig betaal. Nommer 2. Godse plan is vervul. Van Genesis tot Openbaring wys die Bybel na die oomblik die Lam van God offer homself vir die wêreld. Nommer 3. Nie
nederlaag nie, maar oorwinning. Nou hierdie is nie die roepstem van 'n man wat verlore het nie, nee, maar die oorwinning van die een wat sonde, dood en hel oorwin het. Nommer 4. Niks hoef bygevoeg te word nie. Geen menslike werke of offer kan bygevoeg tot wat Jesus gedoen het nie. Sy offer is genoeg. Boodskap. Toe Jesus sê, dit is volbring, het hy verklaar dat jou verlossing klaar betaal is. Die kruis is nie 'n teken van verlore nie. Dit is die teken van oorwinning. Nou kom ons by die laaste 7de woorddele van Christus aan die kruis. 'n woorde van volmaakte oorgawe en vertroue. Maar die 7de woord is: Vader, in u hande gee ek my gees oor. En dit Lukas 23 vers 46. Die agtergrond. Toe Jesus sy laaste asem geneem, bid hy, toe Jesus sy laaste asem geneem, bid hy hierdie woorde. Hy lê sy lewe volledig in die hand van die Vader. Hy betrou God tot in die dood. Dit beteken, nommer 1, volmaak oorgawe. Jesus wys dat 'n ware geloof beteken om jou lewe heeltemal in God se hande te lê. Selfs as jy die einde nader. Nommer 2. Vrede in lyding. Hy sterf nie in angs of te mekaar nie, maar in volle vertroue op sy Vader. Nommer 3. Die voorbeeld vir ons. Ons kan in moeilike tye ook sê, Vader, ek vertrou u. Al lyk die situasie hopeloos, hy hou ons hand. Nommer 4. Die einde van sy aardebediening. Hierdie uitspraak sluit sy werk af op aarde. Die sending van liefde, lyding en redding is voltooi. Boodskap. Jesus se laaste woorde leer ons om te vertrou, selfs in die donkerste oomblik. Jou lewe kan veilig in God se hande wees, net soos syne. Nou gaan ek opsomming doen van 1 tot 7. Nou die eerste is vergifnis. Ons sê, Vader, vergeef hulle. Tweede, verlossing. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Derde, liefde en sorg. Vrou,
daar is u seën. Bede, verlaatheid. My God, waarom het u my verlaat? 5de, menslikheid. Ek het dors. 6de, oorwinning. Dit is volbring. Die 7de, oorgawe. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Want hierdie woorde by die hart van Jesus. En sy begripnis, sy liefde, sy lyding, sy oorwinning en sy vertroue, alles vir jou. Amen. Okay, goed. Dankie vir elkeen teenwoorde en ons sal nou bid. Ondiepbaar hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie woord wat ons geluister het. Ons vra dat u saam met ons sal wees, sodat ons u woord kan onthou wat u vir ons geleer het. En ons vra dat u dit saam met ons sal wees. Met my gebed in Jesus naam alleen. Amen. 'n Seënde aand verder en mag ons saam